Daarmee gaan ek vir jou groet, jy moet die heerlike, wat is dit, Dinsdag, tel voor nou Dinsdag verder hê. Ek sien nie kans om die res van hierdie praatjie wat voor lê te doen nie, so dankie julle saamgee. Ek los julle twee dames aan die woord, julle kan aangaan. Ek is nie deel hiervan. Hallo Gerda, gaan dit? Hallo Quentin, hoe gaan dit met jou? En wie, jy weet, my gaan dit aansienlik beter as met die tweeetjies van julle. Hallo Nicoline, welkom. Hallo. Jou gaan altyd goed. Kyk hoe gelukkig is jy getroud. Hoorie, jy gaat in die botter geval soos by Pa sal sê. Hoorie, ons word absoluut mal gemaak deur, en ek verstaan hoekom, 'n groot uitdaging in Vanderbijlpark of 'n deel van Vanderbijlpark. Ons trek by dag 32, wat dele van die 7 areas nie krag het nie. En almal wil antwoorde hê wat ek kan verstaan. Wat is die jongste nuus? Wat gebeur asseblief? Die jongste nuus is dat die mense hulle self moet regmaak dat hulle nie binnekort krag gaan hê nie. Is jy ernstig? Ek is ernstig. Ons kan nie vir hulle sê wanneer hulle krag gaan kry nie. Op hierdie stadium, ek was vanoggend daar gewees. Moet hulle weer panele en goed uithaal en dan moet weer getoets word. Want daar is 'n kortsluiting. En daar is ook een paneel wat skade gekry het. So ja, op hierdie stadium toe ek vanoggend daar weg is, net so voor 11, het Eskom toe nou sopas gearriveer om die goed dan nou skoon te maak met droë ys, en as dit skoon gemaak is, kan hulle van daar af ver gaan. Maar ek het begrip, en ja, sommige mense gaan daarvan hou, en sommige mense gaan dankie sê vir die update, maar dit is wat dit is. Ons kan nie gaan sê die krag gaan binnekort aankom nie, want ons weet nie. En soos wat die goed dan nou reggemaak word, is daar nou weer iets anders wat opduik. Eintlik moet die hele substasie net oorgedoen word, sodat alles net reg is op hierdie stadium. Dis 'n baie groot challenge, ek weet, laat ons binnekort ook met Eskom gaan sit in 'n vergadering, en Foleni, en kyk hoe hulle dan nou die substasie bietjie kan verbeter. Maar tot dan is my hart gaan regtig uit vir hierdie mense. Ons kan nie vir hulle sê wanneer hulle gaan krag kry nie, want dit is nie binnekort nie. Ek weet vandag se toetse gaan nie in vandag klaar gemaak wees nie. So dit is 'n tydperk wat dit moet vat. En ons het gister het ek die dak weer laat regmaak. En ja, ons het nogal redelik baie reg gekry, want van die panele het weer nat gereën. En ek moet dan nou ook baie dankie sê vir die besigheidsouens wat nou uitgekom het en vir ons kom help het. En hulle mense uitgestuur het, en hulle het in die reën op die dak gewerk. En hulle het tot laat toe, byna tot 7 uur gisterand gewerk om die dak reg te kry en om lekvry te kry en te sorg dat daar nou nie weer water of reën kan inkom nie. So almal probeer hulle bes om te help sodat die krag moet herstel word. Maar dit is net dis 'n onbegonne taak wanneer jy sopas iets reg gekry het en dan breek daar nou weer iets. En dit is iets wat nie gesien kan word nie, en dit word vierkantig voor die ANC gelê. Dat daar nie onderhoud plaasgevind het nie, en die begroting wat wel vir daardie substasie toegedien is, het nooit na die substasie toe gegaan nie. Daar was 'n kontrakteur aangestel, Bash Electrical. Die kontrak was ter waarde van R80 miljoen om haar hele substasie oor te doen, en hulle het net eenvoudig weer geloop, want Enflend het hulle nie betaal nie, want in en uit die bankrekening was gevries, en ja, so by the way, ons bankrekening is weer gevries. Ek het dit gesien. So ja, dis hierdie tipe van goed wat daar's nie beplanning nie, daar's nie maintenance nie. En ja, as Enflend nie regtig vir sy mense omgegee het, dan was daar ten minste 'n bietjie haastigheid gewees vanaf die beplanningkant. Maar wat ek hier moet duidelik stel vandag is, dat ek het nuwe respek gekry vir ons elektriesiens. Ons elektriese mense binne in Enfleni, wat regtig uit hulle pad uitgaan. Daar is mense soos Ponso, en William, en Chubby, en Moses, en Saki, en Kabash, Gauta, vir wat ek nou nie almal se name, Enoch, hulle almal se name nie nou kan onthou nie. Daai ouetjies, tot 12 uur 1 uur in die oggende, wat hulle daar bly om te kyk wat hulle kan doen. Ek het regtig nuwe respek vir hulle gekry, en ek haal my hoed af, ten spyte van wat hulle van buitekant af genoem word, maar ek myself word ook snaakse name genoem.
maar ons verstaan, ek het begrip daarvoor. So, vandag is ek nie baie positief nie. Toe ek uit die stasie uitstap, toe sê ek, vir as ek nou later met rooi oë daar gaan instap, moet julle weet, ek het nou om 'n hoekie gaan sit en gaan huil uit desperaatheid, want ek weet nou nie meer wat ek kan doen nie. So ja. Om terug te gaan na wat jy gesê het, dis absoluut ANC. ANC se skuld, hulle kan nie 'n munisipaliteit bestuur nie, hulle moet nie daar wees, hulle weet nie hoe om goed te doen nie. Ja, as ek dalk net hier kan inkom, ek moet saam met Gerda stem. Ek sien en ek hoor wat mense daar buite sê en weer eens soos Gerda wat ek gesê het, ons verstaan dit. Ek meen dit is onmenslik. Ek het gister vir iemand gesê op Facebook, it's inhumane. Dis onmenslik om jou mense vir so lank sonder krag te los en te verwag. Hulle moet okay wees daarmee, hulle moet geduldig bly. Maar ons moet ook onthou, die ouetjies wat binne in die substasie werk, die elektriesiëns en almal wat Gerda nou genoem het, daai ouens werk ook op instruksie. So as hulle nie instruksie kry van die ANC of Mfuleni of wie ook al af om te gaan maintenance werk doen en hulle kry die equipment en die tools wat hulle nodig het om dit te gaan doen nie, hulle werk ook maar eintlik vir 'n baas. En op hierdie stadium Mfuleni wat hoofsaaklik nou maar gedryf word deur die ANC is hulle baas. En weet ons raak kwaad vir hulle, maar ek dink dit is tyd dat ons frustrasie begin skuif na waar dit hoort en begin besef maar ons gaan regtig 'n verskil moet maak wanneer ons stem, want as ons weer gaan stem soos wat ons die vorige keer gestem het, gaan ons vir die volgende 5 jaar hier sit en oor dieselfde goed kla. Ons gaan oor dieselfde goed moan, ons gaan sukkel met dieselfde goed, die infrastruktuur gaan net nog verval, so daar gaan 10 meer areas wees wat in hierdie situasie gedompel is, want daar is net absoluut geen haas om die begroting wat goedgekeur is, soos Gerda gesê het, en toegestaan is aan die substasie om hom reg te maak. Daai geld is vir iets anders gebruik. Ek weet nie waar ons dit heen nie, maar daai vraag kan ons nie antwoord nie. Maar ek wil net sê met die min sê reg wat die Vryheidsfront Plus eintlik het binne in die munisipale besluite, doen ons alles wat ons kan. As ek nou sê ons, is dit eintlik Shame, Arme Gerda en die ander raadslede, maar doen hulle alles wat hulle kan om te probeer om dinge reg te doen en te fight en nie te gaan sit nie. Maar dit raak moeilik, want kom ons wees nou maar, let skole spyde, ons is die minderheid. So unless dit nie verander nie, gaan daar nie verbetering kom nie. Dit is maar. Dis alles goed en wel nou, so met verkiesing in gedagte. Ons almal, ons tipe luisteraars, as ek dit so kan noem, weet waarvoor ons gaan stem en wat se verskil dit maak. Maar hoe voel die res van die dorp? Hoe voel die ander inwoners wat altyd ANC gestem het? Dink jy daar gaan uiteindelik change nou kom en gaan nou 'n bietjie oop? Of dink hulle nie so daar nie? Wel, ek moet sê, ons beweeg nogal baie na in die grond en ons kry ongelooflik baie terugvoering wat hulle net eenvoudig sê dat dis nou genoeg. Hulle het hulle kans vir hulle gegee, maar kyk in watse toestande moet hulle leef. So hulle moet weet, kom verkiesingstyd gaan hulle gestraf word. So daar is 'n algemene gevoel onder die ANC loyale kiesers dat hulle rebels gaan optree. So of hulle gaan eerder na 'n ander party toe stem en watter party is hulle keuse, of hulle gaan nie eenvoudig net wegbly. Ek het agtergekom dat ons hulle min of meer in 'n kategorie kan plaas dat die jonges meeste na 'n ander party toe sal gaan en dat jou middelklas, weet wat regdenkend is, na die regte party toe sal gaan en dan jou meer senior kiesers van die ANC is loyaal en hulle sal eerder 'n wegbly aksie hê. Maar dat daar 'n werklike skuiwing in support vir die ANC is beslis op die grond aan die gang, beslis. So daar gaan verandering kom. Hoorie, daar's baie waterlekke ook, sien ek. Ons het heelwat probleme met dit. Is daar enige spanne wat nou nog die goed regmaak? Is daar spanne wat hardloop? Wel, met al die voertuie wat ons nou so rukkie teruggekry het, is daar geen dienslewering voertuie vir die dienslewering departemente gegee nie. Ek dink daar's iets soos 2 vir water en 2 vir elektrisiteit vir die hele Mfuleni gegee. Waar eintlik die 12 of die 20 wat na traffic department toe gegaan het, kon daar eerder 20 na waste toe gegaan het, of 20 na elektries of water toe gegaan het, dan kan ons beginne aan waterlekke aandag gee. Maar hulle, soos altyd, hulle prioriteite omgedraai. Ek het toevallig na verlede week se raadsvergadering het ons uitgestap en ons sien toe na al hierdie voertuie en dit kom uit op waar ons dienslewering voertuie, van die voertuie wat nou uitgegee is, gaan nie vir ons geld inbring nie. Ja. En ek loop toe nou na die manager en hy sit in sy kar en hy draai ook net sy venster so halfpad oop, nie veel lus om met my te praat nie. Vra toe nou vir my vraag, maar okay, maar waar is ons dienslewering voertuie? Nee, hulle moet eers gebou word. En dan kan hulle na ons toe gestuur word.
Toe sê ek, okay, great, so wanneer het julle die bestelling ingesit? No, we did it last week. Ek sê, so, ons gaan nou nog 'n jaar wag voordat dit nou aankom. Dit maak my ongelooflik vies, dat hulle dink dat ons so onnoosel is om vir ons so onnoselike vraag en antwoorde vir ons te gee. Ons weet mos nou waaroor dit gaan. Ja. Nou, enige regdenkende mens gaan mos nou besef, hoekom moet jy nou eers, ek meen, 'n week terug moet jy nou 'n bestelling gaan insit om 'n TLB te gaan koop. Rarig. 'n Slaggat wat 4 jong kinders se lewens geëis het onlangs, neem ek aan, het hulle vinnig gespring en reggemaak daar aan Frikkie Meyer Boulevard nadat die mense gesterf het so vol van 'n slaggat. Is daar enige verbetering daar? Glad nie. Ek weet, die dag nadat dit gebeur het, was daar in rep en roer gewees om te kyk om dit reg te maak, maar tot op hede is dit nog nie reg gemaak nie. So die riool loop nog uit die pyp uit, die manhole uit. Die gat word net al hoe groter en hy bly altyd vol riool en water en dit nou al beginne gras en groei. So dit is 'n redelike moeras wat daar opkom. Ek het gesien so 'n week of wat terug toe ek daar verbygery het ek gestop. Dit was hulle 'n jong man besig om grond vanuit die pad uit te haal en dit so met 'n dammetjie so om op te dam sodat hy nie moet verder afloop in die straat nie. En dit het nou nogal vir my 'n riem onder die hart getrek dat ons mense dit raak sien en ten spyte van probeer hulle nog iets doen. Maar die onus bly by die munisipaliteit, maar soos wat ons kan sien, gee hulle nie om nie. Ja, ek dink wat vir my skokkend is op daai situasie, Gerda, ek en jy was daar op die grond. Ons was daar. Ons het daai rou en daai seer van daai families en daai mense gesien wat daar gesit en huil het oor hulle kinders wat hulle lewe verloor het. En as jy ek wil sê as 'n munisipaliteit, ek wil nou nie verkeerd praat nie, maar as jy bereid is om mense hulle kinders te laat verloor, net as gevolg van absolute swak en wanbestuur, dit gaan my verstand te bowe. En you've lost it. Ja, dan het jy, maar ons almal weet hulle het die plot lankal verloor, maar ek meen, hoe los jy iets wat klaar lewens geëis het? Ek meen, as ons kyk na die minibus ongeluk wat plaasgevind het, daar's dadelik stappe geneem. En aksies is in plek gesit om daai persoon verantwoordbaar te hou. Maar tegnies moet ons Mfuleni verantwoordbaar hou vir daai kinders se dood. Dit is Mfuleni se skuld. En nog steeds, ten spyte daarvan, is die gat nog steeds daar, die riool loop nog steeds daar. So wat sê dit vir ons? Hulle prioriteite is nie reg nie, want as ons gaan kyk wat het ook in die raadsvergadering nou gebeur, toe hulle onwettig die begroting deurgesit het. Nou, ons het oorgegaan na stemming toe, dit was die 3de keer, en ons, as die VF+ sit op een kant, dan sit die ander oppositiepartye in ons aangesig. So ons kan die EFF en die DA sien in 'n blok, en dan is die ANC en hulle koalisievennote in 'n blok. Nou, ons moes gestem het by wyse van hand opsteek. Nou, as ons sit vir hulle kyk, ons sien hoe steek hulle hande op, ons stel hoeveel dit is, aan hierdie kant, waar die blok van die ANC en die koalisievennote dan nou ook sit, word daar getel. Ek meen, Nicolien sit aan die agterkant en tel self. Toe die uitslag kom, toe is dit nie eers wat teenwoordig was nie. So dit hulle meer stemme as wat daar mense is. Presies. En so het hulle die begroting onwettig deurgestem. En ons maak toe 'n groot bohaai daaroor en die speaker sluit net eenvoudig die vergadering, sê die begroting is deur en daar gat ons. En dis sulke tipe besluite wat lei tot waar ons mense verloor, of laat ons die inhumane waarvan ons mense nou mee moet leef, sonder krag, in water loop, in riool loop, dis 'n realiteit. Maar daar waar die verantwoordelikheid moet begin, vat hulle dit, hulle vat nie daai verantwoordelikheid asof dit 'n koppie tee as jy drink dit en jy beweeg aan. En dit is vir my 'n probleem. Kan ek vinnig vra voor ons klaarmaak, wat was fout met daai begroting? Hoekom het julle hom aanvanklik nie goedgekeur nie? Het julle nie saamgestem met hom nie? Dit was 'n onbefondsige begroting in die eerste plek, wat beteken daar's 'n 1.2 biljoen rand se tekort aan die begroting om hom te befonds, om goed te doen wat moet gedoen word. Ja. Nou, aan die een kant sê hulle die 1.2 biljoen rand is blote feit aan die skuld aan die grootmaatverskaffers. Maar aan die ander kant word daar vir ons gesê ons met 'n special purpose vehicle goedkeur, waarby Randwaterraad al ons skuld dan nou vat, dan moet die boek mos nou kleiner word, maar hy bly groot. Dan loop jy 'n week verder en dan vat Randwaterraad nou ons rekening, want ons het hulle nie betaal nie. Maar hallo,
ons het dan mos nou 'n ooreenkoms met jou ingegaan om te sê, as ons met die SPV met jou doen, dan vat jy ons skuld. So hoekom vat jy ons rekening? So, dis onverantwoordelike besluite wat tans geneem word en dit is asof hulle soos 'n kat op 'n warm plaat begin rond spring en hulle maak al hierdie besluite en wat vir hulle aan die boude gaan byt, weet ongeag watter kant toe hulle gaan. Ek meen ons het bewyse van die notule wat uitgekom het waar hulle sê Councillor Cedric Davids van die ANC was teenwoordig gewees Dinsdag met die vergadering tydens die begroting wat 'n blaatante leuen is want hy is die 10de Maart is hy geskort met onmiddellike effek uit die ANC maar hy word as teenwoordig gemerk vir die 17de Maart. Dis hoe blaatant hulle is. En dit is 'n duideliker teken dat hulle net eenvoudig nie omgee nie. Hulle speel met mag net om hulle in mag te hou met hierdie verkiesing, maar ons het 'n verrassing vir hulle. En dis hartseer want die realiteit is vir solank as wat hulle wegkom daarmee, vir solank as wat hulle die meerderheid bly, is dit hoe dit gaan wees. En dit is hoe dit gaan aangaan. Ek meen hulle gaan nie ewe skielik wat staan 'n leopard never changes its spots. Hulle gaan nie nou ewe skielik na die volgende verkiesing hulle maniere en die manier hoe hulle ons inwoners en ons mense in Mfuleni sien verander nie. Dit gaan net aanhou. It's going to get worse. Dit gaan nie verbeter. Dit gaan net erger word en erger word. Dames, is ongelukkig alwaar ons tyd het vandag. Ek sê vir julle baie dankie. Ons sal weer later 'n bietjie die verkiesing aanraak. Enigiets anders vir jou kant af Gerda? Ja, ek so graag. Die CBA-areas ook. Ja. Ek Is soek almal so saam met graag. hulle graag. Baie sterkte vir julle. Ekskuus, net so vir die wat nie weet nie, Gerda word actually ook geaffekteer deur die kragprobleem van die CBA-areas. Sy het ook nie krag nie. So jy weet hoe dit voel. Ja. Julle, dit was lekker. Sterkte vir al. Dit was nie lekker nie, dit was slegte nuus, maar dankie vir julle kuier. Waardeer julle moeite en dan praat ons volgende week weer. Bye. Baie dankie vir die geleentheid en ons probeer so ver as moontlik om die mense goed ingelig te hou met die waarheid. Dankie julle, waardeer.